Look to the sky now, look to the water, the earth below. Gravity pulls me, I can't resist you. There is no question, there is no warning. You spin me round, darkness is falling, there's only one way out. You know you reel me in, you know you pull me closer, you know you keep me warm tonight. Ons is by die voorlaaste van ons reeks Ken jy God? En ons buig of ons poog in hierdie byeenkoms om God se hart en sy manier van kyk en dink aan ons te openbaar. En in die Bybelse tyd was daar baie ander godsdienste gewees met afgode en hierdie mense was permanent in die moeilikheid want mense moet hulle afgode paai. Hulle moet offers bring om hom so half in die afgode se goeie boekies te wees met geskenke en dan as hy die geskenke aanvaar dan pas hy hulle op. En Israel se God was net anders. Sy hele natuur was anders. Sy natuur was om sy volk te beskerm, om daar te wees vir sy volk, om hulle lief te hê, om uit te kyk vir sy mense, om sy hart aan hulle te openbaar. En net dit al klaar veroorsaak vir ons 'n uitdaging, want in ons natuur is dit vir ons moeilik om te verstaan dat iemand 'n verhoudingsooreenkoms met ons sal hê waar hy nie van ons kant af offers of iets verwag nie. Partykeer is so vriendskap amper half iets too good to be true. En ons stoei daarmee want ons wil altyd in 'n verhouding staan waar iemand iets uit dit uitkry en hierdie realiteit van hoe ons met mekaar werk en oor die lewe dink, tas ons prentjie van God aan. Dit maak dat ons moeilik reg oor God dink. Ons almal sit met daai uitdaging met tye. Dis vir ons soms moeilik om te dink dat God vir ons regtig omgee, dat God ons beskerm. En dis waaroor die kern van hierdie reeks gaan, want ons probeer om verkeerde prentjies van God uit te daag, om jou uit te daag om anders oor God te dink en toe te laat dat hy sy hart aan jou kan openbaar, want hy's 'n God wat daar is vir ons. Ons het in hierdie reeks gepraat en die eerste preek was gewees, God aanvaar jou en mense kan nie glo dat God jou aanvaar soos jy is nie, want hy het jou lief gehad toe jy nog 'n sondaar was, hy aanvaar jou. Tweede net ons geleer, hy vorm jou, hy vorm jou nie deur slegte goed in jou lewe te bring nie, hy vorm jou met liefde, hy vorm jou. Ons het geleer verlede week, of die week voor het hy praat met jou, dat hy wil sy stem in jou hart wakker maak, en ons het groot geword sonder 'n bewustheid. Party van ons is meer bewus van die stem van die duiwel as van die stem van die Here. En hy hou sy beloftes. Verlede week het ons geleer, God is nie 'n beloftebreker nie, hy's getrou, hy hou sy beloftes, en vandag wil ons met jou praat en ken jy God, hy is jou toevlug. Nou moet jy die agtergrond van Psalm 46 verstaan. Dawid is besig om te vlug vir sy lewe. Hy's in groot moeilikheid. Dawid, die koning van daai tyd, wil hom om die lewe bring. Dawid is in groot moeilikheid. En hy skryf hierdie Psalm 46, hy sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om ons te help in nood. Hoor wat sê hy? Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die diepte van die see, al dryf die skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Ons is nie bang nie. Vra nie vra wat sê dat waar's God en hy's weg en bestaan hy en hoe gaan ons deur hierdie goed kom nie. Maar daar's dinge wat nood in ons almal se lewens laat ontstaan. Almal van ons beleef op 'n stadium in ons lewens nood. Almal van ons beleef dinge wat ons laat ervaar waar's God en wat ons half benoud maak en laat vra en laat wonder oor alles wat om ons gaan. Nou, daar's twee goed wat nood veroorsaak. Daar's goed wat nood veroorsaak in die fisiese lewe. Daar's goed wat om ons gebeur en wat nood in ons harte wakker maak. As ons nou dink aan wat die orkane wat Amerika tref, dan raak 'n mens benoud. Ek kyk op CNN en ek sien daar's 'n hele stad verwoes, daar's niks van daai stad oor.
So zulke goed gebeur. Ons gaan vanmôre oor daai goed praat. Maar soms ontstaan nood ook in ons denke, want ons neem 'n persepsie van die lewe waar wat nie gebaseer is op 'n God wat in ons is en 'n God wat by ons is nie. Ons kyk na die lewe uit ons eie prentjie en dan omdat ons so daarna kyk, dan gebeur daar hierdie nood in ons denke en party van ons sit hier en jy beleef nood. Maar die werklikheid is jy's eintlik nog ver daarvan af, maar jou denke. En soms gebeur nood, want dit word hierdie gebeure in die lewe wat net vir ons te veel is. Dit is net te veel goed wat te veel gebeur. En dit beïnvloed jou. Dit beïnvloed jou sielsmens. Jou sielsmens is jou wil, jou denke en jou emosies. En as jy goed waarneem en goed sien en goed beleef, dan raak dit aan jou wil, jou denke en emosies. En dit maak dat van ons baie keer van die domste goed in moeilike tye in ons lewens aanvang. Jy beleef nood en jy soek 'n uitkoms en jy skep vir jouself 'n uitkoms of jy skep vir jouself 'n pad wat jy dink jy gaan loop en jou emosies gaan haywire. Mense verval in depressie. As jy vanmôre hier sit, wil ek bid dat jy, as jy depressie beleef, maak jou hart oop. God kan vanmôre iets in jou hart en in jou gees vir jou doen. Nou wat is die goed wat nood veroorsaak? Hier's 'n paar goed wat elke dag in ons lewens gebeur. En een is die nood van werksdruk. Party van ons is regtig onder druk in ons werk. As jy in 'n werk staan of jy's in 'n besigheid of jy moet met mense werk of jy daai belewenis van daar's moontlike afleggings, jy het 'n belewenis van budgets wat in jou maatskappy bereik moet word. Miskien vrees jy mislukking. Daai goed se druk op hou. As jy daai nood beleef, dan kom mense en jy moet my vanmôre verskoon, ek wyk heeltemal af vanmôre van wat ons voorberei en beplan het vir vanoggend. So, verdra my net vir 'n paar oomblikke vanoggend, maar weet wat maak mense, ons wil van God, en ek sê dit met baie respek, 'n ferry maak wat net gou alles moet swaai. Weet wat, God het net jou dalk in jou maatskappy om te gebruik. So as God dan ons toevlug is, hoe is hy ons toevlug? Is dit net hierdie abstrakte begrip wat leeg is, abstrakte begrip van, ek hardloop na God en ek bid en ek sit in 'n paar oomblikke en ek voel okay, môre stap ek in die realiteit van my werk of my besigheid in, van budget in, van mense, van swaar kry in. Weet wat, as God jou toevlug is, kan jy op hom vertrou om vir jou die wysheid te gee, hoe om te werk in jou besigheid en dinge te verander, sodat jy die sleutel kan wees tot sukses in jou besigheid. As God ons toevlug is dit nie hierdie ver abstrakte ferry wat kom draai of God wat 'n woord bring nie. Dit is iets van God kom en hy werk in en deur ons lewens om 'n verskil en 'n verandering te maak. Nood van verhoudingsfrustrasie. Ons almal staan in verhoudings op een of ander manier en meeste van ons beleef iewers 'n frustrasie rondom verhoudings met iemand in ons lewens. Het sy ons man, vrou, familie, kinders, mense, kollegas by die werk, wat ook al. Ons almal beleef daai goed. Weet jy dat daai goed kan jou totaal beroof van die joy van die lewe? Dis moeilik om met almal in verhouding te staan. Dis nie maklik om net in verhoudings te wees nie, maar partykeer moet ons op 'n plek kom in ons lewens waar ons God ons toevlug ook in ons verhoudings maak en dan 'n verskil maak in verhoudings, want hier's die ding. As jy religious is, dan sê jy, okay, ek gaan bid en die Here gaan hierdie verhoudingsprobleem oplos. Maar as God regtig jou toevlug is, gaan jy gou vir God vra, hoe gaan ons hierdie probleem oplos en hom toelaat om deur jou te werk? Ek het so 'n famous ding wat ek in counselling doen en terwyl ek hierdie week weg was, het iemand met my daar kom staan en praat en die ou sê vir my hy het probleme met sy vrou en probleme met hierdie mense by die kerk en probleme met daai deel van die familie en hy noem so 4-5 groepe wat hy het en nou my famous ding wat not so famous is, ek sê toe vir hom, okay, ek sien al daai wat jy van praat, maar wie's die gemeenskaplike faktor? Toe verander sy gesig, jy weet. Want as ek die gemeenskaplike faktor is ek altyd seer kry, as ek altyd te nagekom word in verhoudings, as verhoudings om my altyd turbulent is, dan moet ek sê, Here, ek maak U my toevlug in verhouding, gee vir my die wysheid, waarom dinge te stop, waarom druk af te haal, waarom die man of die vrou te word, wat 'n verskil in verhoudings om my kan maak, want ek en jy moenie generators wees nie.
Ons moet verhoudings rustig maak en genade inbring. Verstaan julle waar jy op pad is met maak God jou toevlug? Dis nie hardloop weg nie. Dis laat hom los binne in jou situasie. Miskien is dit nodig dat jy op 'n plek is in jou verhouding waar jy hulp moet kry. Waar jy nodig het dat iemand vir jou rigting moet gee, vir jou wys oor hierdie ding en dan oop wees om te hoor, Jesus, ek is dalk die gemeenskaplike faktor, ek het goed om aan te spreek in my manier van kyk, in my manier van dink, in my manier van doen. Dink 'n algemene ene wat ek as baie as stresor hoor is nood in finansies. Dit beleef ons baie mense word baie keer oorweldig oor nood in finansies en ek dink daar's min dinge in die lewe wat jou kan wurg soos bekommernis oor geld. En jy weet, arme mense bekommer hulle oor geld, maar ryk mense ook. Jy weet, almal bekommer altyd oor geld want jy geld doen net nie meer wat dit altyd gedoen het nie. Ek onthou as kind as ek saam met my ma gaan kry in die nuusware koop het, ons was arm. Maar dan koop sy 2 trollies vol kos by Checkers, 2 trollies vol en kos dit R200. Nou gee ek weer my ouderdom weg, maar vandag is 2 sakkies R1000. En daai goed se druk, onwillekeurig sit dit druk op 'n mens. 'n Mens hoor wat in die wêreld in finansies gebeur en dit sit pressure op jou. So finansies druk 'n ou en party ouers worry, waar gaan hulle kinders eendag kan universiteit toe gaan en hoe gaan ek eendag vir my kinders kan sorg en gaan ek uitkom en gaan ek my skuld kan hanteer en wat gaan gebeur en dan is die eerste plek wat ons doen, okay, ons gaan nou nie meer vir die kerk in elk geval geld gee nie, ons mag in elk geval nie daaroor praat nie, so. Maar en dan besluit ons doen niks meer met geld nie en ons weet nie meer wat om God te vertrou en wat om nie te vertrou nie. En ek wil jou vanoggend uitdaag, kan jy God jou toevlug ook in jou finansies maak? Kan jy vir hom wys, ek glo, ek bly vertrou? Kan ek God vertrou om vir my te gee wat hy in sy woord sê? Hy sê hy sal vir my gee dat daar genoeg is om vir ander te gee, sodat sy naam verheerlik word. En is daai balans van genoeg vir my gee om vir ander te kan gee, sodat sy naam deur alles verheerlik kan word. Finansies sit druk op 'n mens. Budget sit druk op 'n mens. Tieners sit druk op die ouers se budgets. Ag, alright, ons love julle. Maar as die werklikheid van die lewe is finansiële druk, maak dinge so onseker. Dan is daar druk van onseker toekoms. In ons land word politiek op die oomblik gery deur ware nuus, feite en dan fake nuus baie. En van ons mense kan nie eens onderskei tussen die twee nie. En 'n onseker toekoms maak 'n mens beangs. Jy weet, 'n onseker toekoms maak dat jy nie met volle oorgawe vandag leef nie. Hier's van julle wat so ver onder julle potensiaal hardloop omdat julle onseker is oor wat môre vir jou inhou. Ek het 'n vriend, hy is baie in die politiek en dis sy saak en ek judge nie mense wat daar is nie, maar hy maak WhatsApp groepies. En hy het my op een gesit, so sommer by the way commercial, moet my asseblief nooit op 'n groepie sit nie, maar hy sit my toe op hierdie groepie. En elke oggend dan sit nou hierdie bewegings en daai en van dit was waar en van dit was louter nonsens. Maar hy het geen toekomsverwagting en hoop nie. Hy leef in vrees. Jy sien, politieke goed laat jou in vrees lewe, terwyl God ons gemaak het as draers van hoop. Amen. Ek en jy moet draers van hoop wees en hier kom ons en ons praat saam en sê daar's geen hoop nie, daar's geen toekoms nie en dan begin jy bekommerd oor wat gaan van my ouers of van my kinders word of gaan my pensioen werk en wat gaan van die land word. Partykeer voel dit amper asof 'n mens 'n slaaf word van vrese en bekommernisse. Weet jy wat, dis tyd dat jy negatiewe nuus partykeer uit jou kop uithaal sodat jy kan begin fokus op die God wat nog altyd daar was dat ons nie hoef te vrees nie. Party mense is slawe van vrees. Party mense se lewe bestaan uit vrees. Hulle vrees dat elke ding nie gaan uitwerk nie. Vrees dat elke ding nie die pad langs gaan kom nie. Vrees hiervoor, vrees daarvoor. Party mense vrees God terwyl God 'n goeie God is. Weet jy wat gebeur? Daar gebeur baie goed. Ons moet verstaan dat die skepping is verval na die sondeval. Verstaan ons dit nou al by die Gracia?
Hoop so. Party dae voel ek soos 'n mislukking, want dan sien ek dieselfde mense wat Sondag in die kerk het gehoor het, sê Maandag weer iets anders op Facebook. Die Bybel sê hierdie hele skepping hier buite smag daarna dat God weer homself sal openbaar en dat hy sy heerlikheid sal openbaar. So deel van die sondeval is al hierdie orkane wat Amerika op oomblik tref. Dan kom staan predikers op en sê dis God wat met Amerika praat. Is God kwaad vir Florida? Verstaan julle hoe belaglik is dit? Wie wat sê die skrif vir ons? Jesus of God praat, hy sê in Jesaja 54 vers 9, hy sê soos in die dae van Noag is dit vir my soos ek gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sal gaan nie. So het ek gesweer dat ek nie op jou sal toornig wees nie en jou nie sal dreig nie. God dreig jou nie. God kom nie en bring slegte goed in jou lewe in nie. Want as jy dit glo, dan gaan jy in vrees loop en wonder, wat is die volgende dilemma wat my lewe gaan tref? Ons vrees nie. Ons leef nie in vrees nie. You unravel me with a melody, and you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, for I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name, and I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me, now I can stand and say I am a child of God. You split the sea so I could walk right
Ons het hierdie persepsie van geloof, dis 'n armdruk met God. Ek doen goed om God se arm te draai. Ek gee geld, dan sal God vir my geld gee. Ek is gehoorsaam, dan sal ek gesond wees. Ek doen goed aan mense. So ons is die hele tyd besig met daai geloofsarmdruk met God, terwyl dit glad nie is nie. Dit is nie geloof, is nie 'n armdruk met God om dinge gedoen te kry nie. Dit is belangrik. Geloof is om te ontvang wat God reeds deur sy genade voorsien het. God het reeds 2000 jaar gelede 'n prys betaal sodat al gaan ons deur 'n moeilike tyd en al is die lewe vir ons soms swaar, is God daar en hy het klaar vir ons voorsiening gegee en hy het gesê, ek het gekom dat jy 'n hoopvolle toekoms sal hê. En ons moet dit in geloof begin aanneem. Verstaan jy wat ek nou sê? So geloof, moet jy daai pressure van jouself afval. Ek is nie in hierdie armdruk om iets met God reg te kry nie. Want weet jy wat, alles wat ek en jy op staat maak, alles wat ek en jy dink is sure, het die potensiaal om te wankel. Party mense dink dit gaan beter met ons land gaan as Zuma nie meer daar's nie. Weet jy wat, solank as wat mense 'n land regeer, gaan daar probleme wees. Solank as wat ons in verhouding staan, gaan daar verhoudingskrisis wees. Solank as wat daar budgets is wat moet gebeur, gaan daar dinge gebeur rondom finansies en dit gaan jou vat. En vers 3 en 4 sê, al sal die aarde bewe en die berge sink en wankel en die see brei so skuim, dan dit laat jou so vir 'n oomblik kwesbaar voel en sê, maar ek weet ek hoef nie bang te wees nie. Ek word nie deur vrees gedryf nie, ek word deur die Gees gedryf. Groot verskil. Groot verskil. Nou is my vraag, het jy al God geleer ken as jou toevlug? Jy sien, ons het God toevlug gemaak as jy hardloop na God toe, jy hardloop iewers heen, jy kom soek God by die kerk, of jy soek God by 'n kerkgenootskap, of by iets, mense hardloop die heeltyd agter God aan, terwyl God binne in my is. Dis 'n groot persepsieskuif om te maak. Dit is vir van ons baie moeilik om dit te maak, want ons het groot geword, jy moet na die Here toe gaan, terwyl die Here sê, jy is my tempel, ek woon binne in jou. Met ander woorde, wanneer ek hom raak sien in geloof, dat hy my toevlug is, draai ek nie na buite toe nie. Ek draai na binne toe, want daar's 'n kalmte in my siel. My wil en my denke en my emosies het nou al geleer, dat God is getrou. Ek hoef nie te vrees nie. Ek is al deur baie moeilike tye en ek weet, voor my hele hart weet ek vandag, dis nie God wat my deur daai moeilike tye gevat het nie, maar daai moeilike tye is vir my 'n reference. God is binne in my en hy's altyd getrou om my deur te dra. Dit waarna jy gryp, is die pad van jou siel. Dit waarna jy gryp, is wat jou siel vir jou sê om te doen. En party mense gryp na dwelms, en party ouens na snaakse dinge, en party ouens gryp na drank, en party na wat ook al, gryp na goed en spoed, en wat ook al jou ding is waarna jy gryp as jy swaar kry. Maar ons siele moet net geanker wees in hom wat altyd getrou is. En ek wil jou uitdaag, en dis nou waar ek die ding vir jou wil saamvat vandag is, ons moet weer toelaat dat ons siel oop is, dat die Gees van God met ons kan praat. Is julle by my? Ons moet regtig by 'n plek kom waar ons siel op 'n plek kry, dat die Gees van God in ons lewens kan inpraat. En ek weet ek is verlief op hierdie vers. Hierdie vers is een van my favorite verse. Dit is Matteus 11 vers 28 en tot 12 vers 1 in die Message. Hy sê, are you tired? Worn out? Burnt out on religion? Religion is hierdie ding van ek moet presteer, omdat ek God se arm kan draai. Dan sê Jesus vir jou vanmôre, come to me. Get away with me. And you will recover your life. Hy sê, I'll show you how to take real rest. Walk with me and work with me. En hoor daai kern, walk with me and work with me.
Laat toe dat God saam met jou werk in die plekke waar dit nodig is in jou lewe. Moenie net sit en sê alles gaan regkom nie. Partykeer is net jy is God se hande om die verskil te maak binne in jou storm en in jou stryd. Hy sê, watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Hy sê, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Hoor julle dit? I won't lay anything ill or unfitting on you. Daai goed wat stressors is nie deur die Here geplaas nie. Hy wil grace na jou toe bring. Hy sê, keep company with me, and you learn to live freely and lightly. Dit is belangrik dat terwyl jy by die Here skuil, dat jy in jou innerlike mens versterk sal word. Dit is belangrik dat terwyl jy by die Here skuil, dat jy sal toelaat dat jou siel oop is, dat sy gees met jou kan praat, want ons het mos nou geleer, hy praat met jou. Dat hy jou in jou hart kan herinner aan sy beloftes, en dat hy in jou kan vorm wanneer dit swaar ook gaan en goed gaan, en in elke tyd van jou lewe, dat hy as die pottebakker, soos ons geleer het in die reeks, jou kan vorm. Luister, vanmôre moet jy dit weet. Probleme gaan nie net verdwyn nie. Nood gaan nie weggaan nie. Maar ons het 'n ewige skuiling in God wat by ons is. Ons het 'n ewige skuiling, en hier in hierdie skuiling moet ons nuwe krag kry, en in hierdie skuiling moet ons siel weer in kennis stel dat die Gees van God is magtig, en dat hy is getrou, en hy sal ons nooit begewe nie. Ek wil jou vanmôre vra, hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit met jou siel? Laat jy toe dat al hierdie goed jou lewe beheer, gaan jy in depressie en gaan jy in verwondering en gaan jy op slegte plekke waar jy wonder, waar is God, of waar is jou siel vanmôre? Is hy geanker? Is jou siel, jou wil, jou denke en jou emosies vanmôre geanker in 'n ewige God wat altyd getrou is en wat jou nooit sal los nie. Grander earth has quaked before, moved by the sound of his voice. Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can see, that this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. Through it all, my eyes are on you. Through
Ons geheervers vandag is Psalm 46 vers 2. Sê God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. En hy was nog altyd bereid om te help in nood. Laat dit jou siel laat lewe. Ek wil jou seën vanmôre. Ek wil jou seën met 'n bewustheid van God se genade en sy teenwoordigheid soos wat jou denke nog nooit beleef het nie. Ek wil jou seën met 'n insig en 'n wisdom wat sy stem hoor, dat jy goeie besluite kan neem. Ek wil jou seën met 'n vrede, die sekere wete die Here is nog altyd by my en dat hy my sal en wil help. Ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. I have a light, and it always shines. It shines.